Inteendeel, ek dink baie Christene huidiglik 2026 vervang die Heilige Gees met ChatGPT. In steede daarvan om die een wat die skrif geïnspireer het te vra wat hy bedoel met die skrif. Welkom by Kaleido Podcasts. Hier glo ons daarin om lewe te bring vir elke lewe. In Johannes 7 vers 38 leer ons, is Jesus aan die woord wat sê, wie ook al in my glo, soos die Ou Testament skrif sê, riviere van lewende water sal uit sy binneste vloei. En ons wil lewe bring vir elke lewe. Ons glo daarin dat God het ons geroep om mense te lei, hulle te begelei en te bemoedig in hulle verhouding met Jesus Christus. En dis basies die hart van hierdie podcast. Ons wil egte vrae aanspreek, eerlike gesprekke voer en die Bybelse waarheid ontdek van die kwessies van die lewe. Hoe God voel oor real life en dinge van die lewe. Ons gaan vandag begin met 'n baie belangrike, interessante vraag. En voordat ek vir jou gaan sê wat dit is, gaan ek myself voorstel. Ek is Johan Pieterse. En vandag het ek saam met my pragtige persoonlike bruid, Mizaan Pieterse. En die vraag, welkom Mizaan. Baie dankie, lekker om hier te wees. So, die vraag wat ons vra is, kan ek werklik die Bybel vertrou? Is die Bybel net 'n antieke boek? Is dit 'n storieboek? Ons praat baie keer as ons van 'n gebeurtenis in die Bybel, as ons van 'n gebeurtenis praat ons van 'n storie. Daar was hier die storie van die verlore seun. En goed, is dit net 'n storieboek? Kan dit regtig mense se lewens verander? Is dit deur mense aangepas om net hulle weergawe te vertel? Hoe weet ons dit is God se woord? Ek dink is belangrik dat ons hierdie aanspreek, want in ons verhouding met God speel die woord 'n ongelooflike groot rol. En praat met my, hoekom is hierdie topik belangrik? En ek dink eerstens, soos wat jy praat oor, is die waarheid, is die Bybel waar? Is dit verander deur mense? Dan gaan daar in my kop soveel gesprekke wat ek al met mense gehad het wat hulle dit vir my vra. Ek weet nie of ek die Bybel kan vertrou nie, want hoe weet ek dat daai mense nou nie kom verander het aan die woord nie? Hoe weet ek dat ek het waarlik kan vertrou? En dit het 'n verskriklike groot impak op mense se verhouding met die Here. Want is so 'n groot deel van wat die Here vir ons gee in ons verhouding met hom, is daar hierdie groot vraagteken op. En ek dink dit is vandag moeilik want ons baie stemme. Daar's soveel stemme, mense, en ek dink waarheid het begin relatief word. So mense, Almal het 'n opinie, nê? Almal, my waarheid, daar's jou waarheid, daar is al hierdie waarhede en daar is nie, daar in die tyd waarin ons ongelukkig leef vandag, word daar nie 'n absolute waarheid gesien nie. En dit is wat wat eintlik absurd is, want ons lewe met soveel absolute waarhede rondom ons. As dit aand is dit donker. Die son het gesak, so dit is aand. Maak nie saak wie dink dis waar of nie waar nie. Ja. Dit bly absoluut. Hierdie koppie. Ons word gehidreer deur Prest Cafe. Ja. In die liggaamlike, maar hierdie koppie is van papier gemaak. Dis 'n absolute waarheid. Niemand kan enigiets anders sê nie. Maar tog is daar soveel mense wat in soveel ander goed in die lewe sê, ja, maar dis hoe ek daaroor voel. En dit het nou my waarheid geword. Maar ek het my waarheid gehad in wiskundige vraestelle dat 2 + 2 5 is. Dit het dit nie absoluut gemaak nie. Vir my reg gevoel. Dit het nie waar gemaak nie.
en daar's sekere absolutes wat ons in ons verhouding met God oor die Bybel as absoluut moet aanvaar, want anders kan ons nie regtig sê ons ken God nie. Anders kan ons nie regtig sê ons glo in God nie. Want 'n betwyfeling in die woord is ook direk 'n betwyfeling in God se validity. Yes. En ek dink dit is so belangrik want in 'n tyd waarin ons leef waar daar hierdie relatiewe waarhede is, elkeen se waarheid is vir homself, kom die Bybel eintlik in 'n direkte teenstand teen dit en hy sit 'n absolute waarheid neer. Hierdie is nie net 'n boek van interessante feite of interessante stories of 'n oulike voorstel vir jou reis nie. So die boek is nie 'n selfhelp, die Bybel is nie 'n selfhelpboek wat jou deur die lewe lei nie. So die vraag is nie noodwendig, is die Bybel interessant? Is die Bybel inspirerend? Help dit my op my reis? Die vraag is eerder, is dit waar? En as dit waar is, dan verander dit alles, want ons sien in die woord, kom Jesus en hy sê in Johannes 17 vers 7, dan sê hy praat met God en hy sê, u woorde is die waarheid. En hoeveel keer lees ons in die skrif van Jesus wat homself kom openbaar as die waarheid? Johannes 14, vers 6. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê nie, hy is waar nie. Almal daar het gesien, hy is waar, hy bestaan. En daar's in elk geval verskriklike baie accounts wat dit bevestig, dat Jesus reël was. Dis dalk 'n podcast vir 'n ander tyd. Was Jesus reël? Ja. Het hy regtig op hierdie aarde geleef? En baie mense betwyfel dit ook. Maar ek dink selfs in Johannes hoofstuk 1 leer dit ons, in die begin was die woord en die woord was met God en die woord was self God. Nou hy praat nie van die Bybel nie, hy praat hier van Jesus. Maar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hy is die een ook wat vir ons die Heilige Gees beloof en die Heilige Gees stuur, en ons gaan later daaroor praat, maar net as 'n inleiding, dis hier dieselfde Heilige Gees, die persoon van die Heilige Gees, deel van die drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, wat alle skrifte inspireer, wat die woord inspireer. So hierdie is nie net iets van mense af nie. God wil hê ons moet die Bybel hê. God wil hê ons moet die Bybel vertrou. God wil hê ons moet dit verstaan, want dit gaan ons help om hom te verstaan. En ek hou van die idee dat die Bybel is nie 'n boek nie. Hy's in 'n boekformaat, obviously. Ja. Hy's gebind as 'n boek, maar dit is nie net 'n boek nie, dis eintlik 'n biblioteek. Ja. Dis saamgestel uit 'n klomp verskillende goed. Nou, Mizaan net vir almal, sy is die slim een tussen twee van ons. En nie mooi gesig hê, ek's nie die tag-along. Maar wat so crucial is, en ek wil hê jy moet so 'n bietjie met ons net praat oor die uiteensetting van die Bybel, die samestelling van die Bybel, want dit is eintlik 'n verskriklike ryk biblioteek met verskriklik baie verskillende samestellings. Hy bestaan nie net uit hoofstuk 1 tot hoofstuk 100 nie. Dit is eintlik 'n verskriklike diep verskeidenheid van boeke, gedigte, briewe, gebede, profesieë, the works. So, hoe lyk die Bybel? Praat met ons oor hoeveel boeke is daar, hoeveel skrywers is daar, wat is die tydspan waaroor die Bybel geskryf is? Ek dink dit is eintlik so 'n belangrike vraag, want, en ek gaan dit nou antwoord, maar ek dink dit is so belangrik, want ek kan nie vir jou sê met hoeveel mense, en ek dink jy self ook, praat mens mee, wat sê, ek weet nie eintlik wat daar binne aangaan nie. So mense sien geslagsregisters, hulle sien wette, hulle sien al die goed wat hulle baie keer voel irrelevant tot jou lewe vandag is, en dan voel dit of soos, daai is nie vir my nie, daai is nie vir my nie, daai is nie vir my nie, want ek weet nie eintlik wat hier binne aangaan nie. Ek het geen intensie om moord te pleeg nie. Wat het dit met my uit te waai? Ja, en ek moet dink 'n gaaitjie grou.
En ek dink dit is belangrik om kyk die Bybel het nie 'n agterblad wat soos wat jy 'n boek koop agter vir jou sê hier is nou waaroor die hele kruks van die verhaal gaan nie. So dis belangrik om te verstaan hoe die Bybel saamgestel is en wat binne die Bybel saamgevat word wanneer ons dink aan kan ek die Bybel vertrou. So ek dink net vinnig die Bybel bestaan uit 66 boeke. Ongeveer 40 skrywers en is so amazing, hy's oor 'n span van 1500 jaar geskryf. 3 kontinente, 3 verskillende tale. So daar was nie 'n taakspan. Daar was nie 'n taakspan opgerig nie. Nee. En gesê, julle ouens is gekies. Julle gaan die Bybel skryf. Nou, jou oupa grootjie het Adam se oupa grootjie geken en hy het die stories gehoor en so aan. So jy begin met Genesis, Exodus, Levitikus en Numeri. Ja, nee. En ons het hierdie name uitgedink. Ons het gedink dit klink cool en dit gaan in 'n liedjie pas om vir kinders te leer. Definitief nie. Maar jy bring 'n baie belangrike ding hier op en ek dink dis waar en ek gaan nou terugkom na die gedeelte van die samestelling, maar ek dink dit is waar die vraagteken baie keer kom is. So ons het aan die een kant baie skrywers van die Bybel en hulle was vreemdes. Nie wie jy dink nie, vissermanne, van vissermanne tot 'n koning. Daar was soveel verskillende mense, dokters, boere, Fariseërs. fariseërs. Paulus was 'n fariseër. Lukas was 'n dokter. Ja, so soveel verskillende mense wat geskryf het aan die Bybel, maar ek dink die vraag kom baie keer in die samestelling. So wie het nou besluit hierdie 66 is nou, hulle mag nou opgeneem word. En daar's baie, kyk ons gaan nie vandag in al daai detail ingaan nie, maar ek dink een van die, voordat ons dalk kom by die hart en waar dit, hoe die uitleg van die Bybel is, dink ek is belangrik, omdat jy dit nou opgebring het, dat ons dalk net een ding neersit, wat die samestelling saamvat, wat half kon neersit, maar dit is hoekom die 66 uiteindelik die 66 is. Want daar's baie vrae rondom die apokriewe boeke, die boeke wat nie ingesluit is by die samestelling nie. So daar kan ons nou maar sê was so tipe van 'n taakmag toe nou bygestel, nie om te skryf nie, maar om saam te stel. En een van die grootste bewyse was die dooie see-rolle. En dit is manuskripte wat in die dooie see gevind is. En van al die verskillende skrifte wat hulle oor die jare gehad het, was dit die eerste keer wat hulle 1000 jaar nog voor daardie nuutste goed wat hulle gehad het hulle dit gekry en dit was 'n bewys, dit was dieselfde. Alhoewel daar dalk sekere leestekens of wat ook al nou nie presies wat die kruks was dieselfde en die groter meerderheid van die Ou Testament, wel eintlik ek dink beide testamente was daar binne gevind. En dit dateer soveel jare terug. So dit is amper die mees betroubare fisiese bron. So dis 'n fisiese ding wat hulle actually gekry het wat opgeskryf was en dit het 'n baie groot rol gespeel. Hulle kon sien aan die ouderdom van die papier en goed dat hierdie goed was meer as 2000 jaar oud. Ja. Alhoewel dit was in die 1900s ontdek deur 'n skaapwagter. Ek dink my is goed. Ja, ek dink net dis baie fitting. As ons kyk na die rol wat herders gespeel het in Jesus se geboorte. Ons sing daaroor, hulle is op die oop velde. As ons kyk na God, is die goeie herder, Jesus. Hy praat van ons as sy skape. Dawid het dit al beleef as die grootste koning van Israel was eers 'n skaapwagter gewees. Psalm 23, of jy nou al ooit in jou lewe in die kerk was of nie, jy het dit iewers al gehoor. So die feit dat dit net deur 'n jong skaapwagter ontdek is net vir my poëties. Ek dink dit is al full circle. Maar okay, so daar 66 boeke. Oor die 40 skrywers, oor die 1500 jaar, die tydspan wat dit geskryf is. Dis in 3 tale.
geskryf, weer vertaal en goed, daar's vrek baie skrywers. Ja. Maar hierdie is belangrik dat mense verstaan hoe huge dit is. Is in elke huishouding waar dieselfde mense in dieselfde tyd woon, kan mense nie eens ooreenstem nie. Kan mense nie eens op dieselfde konklusie kom oor goed nie. Nou, oor 'n tydperk van 1500 jaar, nou al wat ek weet, so lank leef is vampires. So, dis 'n ander podcast. Oh nee, kyk asseblief. Maar oor daai tydspan, oor 3 kontinente, nie lande nie, kontinente. So dis letterlik reg oor die wêreld. Soveel verskillende mense in soveel tydspanne van die lewe waar soveel konteks verander, soveel kultuurveranderings plaasvind, bly daar 'n goue draad. Bly alles ooreenstem. Weerspreek niks mekaar nie. En alles point na Jesus toe. As ons praat van die goue draad, kom ons duik bietjie daarin. Jesus, hy is die beginner en die volëinder van ons geloof. Die begin, die einde, Alfa Omega. Hy's nie in die begin en gaan in die einde wees nie. Deur alles. Immanuel, God met, daar's soveel goed uit die Bybel uit wat kan bewys dat Jesus, ewen die mynfunksie van die Heilige Gees sê is ek stuur vir julle Christus te verheerlik. Hy gaan my kom verheerlik. So Jesus is die golden thread, die goue draad en goed deur al hierdie jare deur verskillende skrywers, verskillende kontekste, is dit massive. Ja. Ek hou daarvan om daaraan te dink as dis my romantiese brein. Dat God se woord, die kanon, die samestelling van die 66 boeke wat ons vandag het, is die Bybel, is God se love story. Want dit vertel die hele verlossingsverhaal van God wat uitreik na sy mense. En dis eintlik so mooi. So ek dink as ons net vir mense dalk so 'n bietjie net 'n amper van buite af kan dat die groter prentjie kyk en dan zoom ons bietjie in. As ons kyk na die Ou Testament, dit bestaan uit 39 boeke. Is daar verskeie dele. So as jy hom nou oopmaak, die eerste 5 boeke, staan bekend as die Pentateeg of die Wet. En Penta beteken 5. Ja, so is die Wet en dit vertel die storie van hoe het God se volk begin. Dit vertel, ons sien die skepping. Ons ontmoet vir Adam en Eva. Ons hoor van die sondeval. Dan sien ons hoe, dan kom Abraham in die prent. Ons sien vir Noag, baie van die kinderbybel, daai hele eerste stretch van die kinderbybel. is die Pentateeg. So jy sien, waar die sondeval, waar Abraham inkom, waar Israel bestaan, waar Israel geboorte amper kry, nadat Jakob se naam verander is en uit sy nageslag uit. Dan sien ons die uittog uit Egipte uit, waar die Rooi See oopmaak en die mense in die woestyn ingaan en waar Moses die 10 gebooie neerlê en daar in die woestyn waar Moses toe seker goed moes neerlê om hierdie mense te help want hulle is die klits kwyt. Is die eerste deel van die Ou Testament, die eerste 5 boeke. Daarna sien ons die geskiedenis, so die geskiedkundige boeke, wat het met Israel gebeur? Dis Joshua tot Ester. So daar sien ons waar hulle Kanaan ingegaan het, ons leer van die rigters, ons sien waar konings inkom. So jy kan sien ook hoe tyd verander het. Dit het bietjie meer modern geword. Hulle het beweeg van tente na tempels, geboue. Konings het En sisteme. So van kom ons leef dit maar net en wing it en goed, is daar nou baie reëls, yes. hiërargie, Ja. systems. En in daai tyd sien ons
eintlik die hartseer ding van hoe God se mense aanhou wegdraai van hom af. Soveel so dat hulle op die ou einde in ballingskap weggevoer is as slawe en dan weer terugkeer. So dan gaan ons oor in poesie en wysheidsliteratuur. Dis al die boeke wat mens meestal van hou en aanhaal. Job, soos Job tot Hooglied, so Psalms, Spreuke, val alles deel van daardie literatuur. Ons leer dan van die groot profete, so dit is waar hierdie profete, Jesaja tot Daniël, is eintlik waar God kom en profete uitstuur en hulle waarsku. Hy roep die volk terug. Hy kom sit 'n baie duidelike waarskuwing neer en sê, genoeg is nou genoeg. En dan gaan hy na die klein profete toe, wat Hosea tot Maleagi is. So Maleagi is die laaste boek in die Ou Testament. Klein profete, dis waar God kom en uiteindelik herstel beloof. En waar die belofte, kyk die Messias word al beloof baie lank, maar baie spesifiek in die klein profete word daar gepraat oor die koms van die Messias. Net 'n crazy punt daar, is dalk net 'n fun fact vir die mense wat kyk, maar ewen net 'n boek soos Psalm is nie net psalms, psalms. En baie van dit, ek wonder of mense al gewonder het, hoekom sê party 'n psalm van Dawid en ander nie. Dis omdat selfs psalms is in 'n sekere struktuur, 'n sekere styl en goed wat dit geskryf word, maar dit is deur 3 mense geskryf, Moses, Dawid en Salomo. Yes. En dat baie van die soos byvoorbeeld psalms is nie dis nie kronologies nie. Maar ons sal dalk op 'n later stadium bietjie meer in daai tipe van goed ingaan. Maar dan gaan ons na die Nuwe Testament. So daar was ook tussen die Ou en die Nuwe Testament was daar omtrent 400 jaar se stilte wat God nie gepraat het enigsins nie. Wat die stil periode genoem word. Ja. Letterlik. Dit was 'n tyd van kan jy imagine 400 jaar wat God nie gepraat het met enige iemand nie. And then enters the New Testament. En die eerste 4 boeke is die evangelies, so daar ontmoet ons die verlosser. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dan gaan ons in Handelinge in, wat die begin van die kerk is. Daar leer ons die kerk word gebore. Dan gaan ons in die briewe in, wat Net die evangelies. yes. Dit is nou Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dis 4. Wat is die evangelies? Dit is biblical accounts van Jesus Van Jesus. se lewe. Ja. So dit is hierdie ouens, jy sal baie keer kruisbestuiving sien. Yes. Ja. Wat plaasvind, want hierdie is die perspektiewe Ja. van 4 Verskillende mense wat neerskryf van die goed wat hulle van Jesus gesien het en hulle tyd saam met hom, want Johannes skryf ewen, hy sê ons sal nie alles kan neerskryf eers wat gebeur het nie. Daar's nie genoeg papier nie, daar's nie genoeg tyd nie. Maar hierdie is eintlik baie persoonlik. Baie. En wat amazing is, jy sal baie van dieselfde gebeurtenisse sien, maar jy lees dit in 'n ander manier, want hulle skryf anders. Daar's persoonlikheid in. Ja, en dis hoe mooi God werk is, hy laat toe dat verskillende mense skryf en hy dikteer nie, dit moet presies so gebeur nie, soos Lukas. In Lukas se evangelie lees jy baie meer, hy sit baie fokus op gesondheid, want hy was 'n dokter. So sy fokus is ook, hy sal ook sekere terme gebruik wat baie meer van 'n mediese aard is, waar Matteus glad nie 'n fokus op dit noodwendig sal sit nie, en God laat dit toe, en so kom eintlik die 4 evangelies wat eintlik bevestig. Dat Ek dink is mooi, want religion was nog nooit die main ding vir God nie, verhouding was. ja. En hoe hy mense toelaat om hulle verhouding met hom bekend te stel, bekend te maak, eintlik bloot te stel, is vir my baie mooi. Van hoe die Bybel uiteengesit is. Dawid wat Psalms skryf en sê hy wil die mure van sy vyande gaan rooi verf met die bloed van hulle kinders. Dis 'n eerlike gebed. Ja. Maar hoe ons self in dieselfde gebeurtenis 4 verskillende views
kan sien God het nog altyd belang gestel in verhouding. En in die Bybel sien ons dat mense was toegelaat. Inteendeel uitgenooi, aangemoedig om verhouding te hê met God. Eerder as net om hierdie religieuse sisteem te volg. En goed, daarom is dit belangrik om te weet ook wanneer ons na die Bybel kyk en om nou so 'n bietjie sy samestelling en goeters na kyk is, dit is 'n biblioteek, 'n tool wat ons help in ons verhouding met God. Yes. So ons verhouding met die Bybel gaan ons nooit red nie. Ons verhouding met die Bybel gaan ons wel laat groei in 'n verhouding met Yes. God. Yes. Yes. En dit is wat so mooi is van die briewe. So meeste van die briewe het Paulus geskryf. Hy was nie die enigste skrywer nie, maar van Romeine tot Judas. Daar leer ons oor disippelskap. Daar leer ons hoe lyk 'n lewe wat Jesus volg? Hoe lyk 'n lewe wat deur die Gees vervul is? Hoe lyk die kerk? Daar kry ons daai praktiese goed, gedeeltes wat ons leer hoe om ons identiteit in Christus te vind, hoe God oor ons voel. En dan uiteindelik kom ons by apokaliptiese Wat literatuur. amazing is van Paulus, want weer eens, Paulus was 'n fariseer, Ja. so voor dit wat hy geskryf het, alles voor dit wat beskikbaar was tot hom het hy geken. Ja, Hy het dit baie goed. baie goed geken. Inteendeel, hy was teen die beweging van die kerk. Ja, ek meen Hy het hulle het vervolg. En hy het 'n ontmoeting, nie met die skrif nie, want hy het die skrif klaar geken, wat tot sy beskikking was, maar hy het 'n ontmoeting met God, op pad na Damaskus toe. En as gevolg van 'n ontmoeting met God, homself, gaan hy van religion na relationship. Dis amazing. En daar is dis hoekom daar soveel krag is in die praktiese leef van sy briewe. Ja, Want hy doen dit nie meer uit 'n administratiewe perspektief en ek check die lysies en volg al die reëls van religion en wat ook al nie. He has tasted and he has seen that the Lord is good. En hy het nou 'n verhouding met God en ek dink dis hoekom dit so baie van die kerk shape, want meeste van sy briewe was aan kerke. ja, En dit help mense wat met soortgelyke goed struggle, prakties mee te kan deel. Maar is belangrik om te verstaan dat God, almal wat hier skryf, was nie noodwendig geleerdes nie, was nie noodwendig professors nie, was nie teoloë nie, dit was mense met diep verhouding met God. ja. En dis so amazing eintlik. Want dis kom ek sê, die Bybel voel vir my soos God se liefdesverhaal. En as jy nou kyk en hoe die boek uiteengesit is, dan sien jy hierdie liefdesverhaal eintlik. Jy sien hoe God skep, Genesis 1, en hy wandel saam met die mense in die tuin. So baie amazing. Bruce Wilkerson praat oor die Bybel begin in die tuin en eindig in die tuin. Ja. En dalk kan jy nou vir ons bietjie oor dit share, maar wat vir my so mooi is hier is God en mens united. Hy wandel saam met hulle in die tuin en hulle is connected. Hulle is in verhouding en die sondeval kom. Want dis wat ons leer deur die woord. Ons die sondeval kom en mens en God word geskei van mekaar. Die mens word uit die tuin uitgesluit en dit is waar die reis met Israel en so begin, waar mense en elke keer kom God terug en hy stuur profete en hy stuur mense en hy stuur vir Moses. Hy stuur soveel keer mense wat sê kom terug na my toe. Kom terug en dan gaan hulle weg en dan kom hy weer en sê kom terug na my toe. I mean, Noach was the only righteous man in sy tyd. En tog kies God om hulle te red. Ja. En ons sien dit reg deur die Ou Testament en dan sê God, ek gaan iemand stuur. Ek gaan die Messias stuur wat hierdie skeiding tussen ons gaan kom verwyder. Correct. Dis die hele boodskap van die Ou Testament eintlik. sien jy hoe hulle hierdie afwagting het? En dan kom die Nuwe Testament en Jesus kom doen dit en die gordyn skeur in die halfte en die skeiding tussen God en mens word verbreek en deur Jesus
kan ons die Heilige Gees ontvang. Ons is nommer 1 is ons saak met God reggemaak omdat ons vir Jesus het, maar ons kry ook die Heilige Gees wat sy teenwoordigheid is sodat ons hom kan ken, sodat ons Jesus kan verheerlik. En selfs dan los hy ons en hy sê, alhoewel jy nou nog hier op aarde is, kom daar 'n dag. Korrek. Kom daar 'n dag wat hy praat van openbaring van die wederkoms, where we will be united, waar ons weer in die tuin sal wees. En dis die beste, want ons glo dat ongeag nou weet of planne môre uitwerk of wat ook al, die beste lê nog voor. Want hierdie is tydelik. Ja. Die ewigheid lê voor. Yes. Ons gaan terug tuin toe, pappa. Ons where there's nothing missing, nothing broken, waar ons verenig word, alhoewel die koninkryk van God hier en nou is, soos wat Jesus kom preek het en kom bevestig het, en die herstel gebring het, is daar 'n ewigheid wat wag. Dat hierdie is tydelik, daar's 'n ewigheid wat wag, en dit is die beweging van skepping na herskepping. Yes. Van dit begin in die tuin en dit eindig weer in die tuin. Genesis tot Openbaring. Ons het nou gesê is omtrent 1500 jaar uitmekaar uit geskryf deur verskillende mense, en tog lyk dit asof daar een outeur was. Iemand wat dit geredigeer het. Georkestreer het, en dit in plek gesit het. En jy kan nie eers in 'n meeting oor een hoofstuk van 'n boek almal om die tafel laat saamstem. Ja. Ja. Oor iets, ons kan nie eers altyd saamstem oor hoe om die 2 kinders in ons huis groot te maak nie. Ons kan nie eers saamstem oor aandete nie. Maar hier is dis net crazy. So van Genesis tot Openbaring, Genesis sê vir ons die skepping begin, en Openbaring leer ons die skepping word herstel. Die hemel en die aarde word geskep in Genesis, in Openbaring lees ons dat daarso is 'n nuwe hemel. Ek sien 'n nuwe hemel kom. wat 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Sonde kom in, sonde word verwyder. Dood tree in, daar is geen meer dood nie. Daar's so 'n ewigheid van lewe wat vir ons wag. Trane begin, elke traan word afgevee. Satan verskyn, Satan word vernietig. Die mens verloor toegang tot God. God woon vir ewig. Nie net in sy mense, maar almal verenig saam, weer by sy mense bymekaar, en die boom van die lewe het ons verloor, nou word die boom van die lewe weer herstel. Die paradys gaan verlore en die paradys word herstel. Daar's ons hierdie oor 1500 jaar, 66 boeke, 40 skrywers, is dit hoe dit bymekaar Amazing. uitkom. Dit voel vir my soos die storie van God wat verlore mense weer terugbring na homself toe. Ja. En kyk ons almal, kyk ek sien nou net letterlik in jou gesig is jy verlief. En goed, op die Here, waar dit is 'n vrou wat die romantic side van dit sien. Sê it's always meant to be. En goed, en ek voel soos 'n laaitie wat baie chuffed is met sy pa en sê dit is net so cool. Soos hoe het hy geweet? Ja. Hy's so sterk. so incredible, so slim. Maar okay, kan ons dan met ander woorde, kan ons die Bybel vertrou? Wel ek dink, soos wat ons nou praat oor die samestelling en die hele storie en soos 'n bewys byvoorbeeld die dooie seerolle en goed, ek dink dit is belangrik om net te besef ook, ons vertrou nie die woord van God of die Bybel as gevolg van argeologiese bewyse of iets. Ons vertrou dit wat Of die koelherder by die dooie see. Ja, ons glo die woord is waar omdat dit die woord van God is. Omdat dit mense na Jesus toe lei. Ons glo dit is God se woord wat ons sien tot vandag toe dat mense se lewens verander. Ja, 100%. Ons sien tot vandag toe nie dat
as gevolg van 'n bewys van iets wat waar is of woordjies wat geskryf staan in 'n bundel nie, maar omdat God sy lewe blaas in die woord in. Ons gelees in 2 Timoteus 3 vers 16, lees ons die hele skrif, nie dele van dit nie, die hele skrif is deur God geïnspireer. En nuttig en dan sê hy nou, om te onderrig, te weerlê, reg te wys, op te voed in geregtigheid, sodat die mens wat aan God behoort, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So ek dink dit is belangrik om te besef, die hele skrif is deur God geïnspireer. En dit is wat ons glo dat God deur sy gees, die gees wat skep, die gees wat lewe gee. Daai gedeelte wat sê die hele skrif is deur God geïnspireer, so daai geïnspireer is 'n Griekse woord nestos, maar ek kan nie, maar dit beteken God breathed, soos wat God asem in die mens geblaas het, en daar was lewe, soos wat die gees van God oor die waters gegaan het, en daar was lewe, net so het God gekom in sy woord in, en ons glo deur sy gees bring hy lewe. En ek dink dis hoekom dit belangrik is om te onderskei tussen die logos en die rhema, want baie keer, en dis vir ons taal soms kort skiet, want in Afrikaans lees ons die woord, of die hele woord is deur God geïnspireer, maar dan sien jy in die Grieks, sien jy baie keer praat van logos, en soms word daar gepraat van rhema. So logos is jou die geskrewe woord van God, woorde. Korrek. Om net 'n woord te lees, maar die woord logo van hom. So as jy net dit lees, die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak, byvoorbeeld. Woorde het nie krag nie, maar rhema is die Geprinte woorde. Ja, printed words cannot change, it cannot transform, the spirit transforms. En rhema is dis daai God breathed word. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons moet verstaan dat dis amazing dat daar soveel bewyse is. 66 boeke, 40 skrywers oor 3 kontinente, oor 'n span van 1500 jaar. Dis great. Maar geen argeologiese ontdekking het al enigiemand gered nie. Ja. Nee. Die dooie see, amper sê ek skrolle. Die dooie see skrolle. Het niemand gered nie. En die doel van die Bybel is nie bloot om te bewys dat God bestaan nie. Die doel van die Bybel is om ons na die goue draad van die begin tot die einde, Jesus toe, the point, en in 'n verhouding, ons verhouding met hom te versterk. Dit is die major ding. Die woord van God is kragtig. As jy dit nie glo nie, dis 'n tweesnydende swaard. Dit sny deur murg en been. As ons dit nie glo nie, kan ons nie God glo nie. Dit is baie belangrik dat die woord van God is nie God nie. Die Bybel. Die geskrewe Bybel van God is, ons dien nie 'n 4-enige God, 'n Vader, Seun, Heilige Gees en boek of Bybel. Nee, dis 'n hulpmiddel in ons verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees. Die woord waarna jy nou verwys het in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, die woord geïnspireer, God breathed. Daai woord theopneustos is die nieuw, dit begin met 'n P actually, pneu, is krag. Pneuma. Is kragtig. Die theos is God, so dit is 'n kragtige blaas, uitasem van God. Dis nie net dis die ruach wat lewe bring. Dis hoe het Adam tot lewe gekom? Hy was uit stof uit, gevat, en toe, wat doen God? Die blaas God se asem. Ons kan nie lewe sonder dit nie. Nou, daai selfe asem is nou in die skrifte ingeblaas. En goed, so hierdie ouens is ook deur God geïnspireer om neer te skryf. Hy het 'n plan gehad met dit.
Ons kan nie dit betwyfel nie. Hoeveel keer in ons lewe het ons 'n sekere plan gehad en dan sien ons hoe God se goue draad in ons lewe deurkom en dan kyk ons terug en sê dit was baie beter as waarheen ons op pad was. Hoeveel van ons getuienisse is nie net ek sou iewers in 'n sloot gelê het. Ek sou long gone gewees het as dit nie vir God was nie. Ons moet dit ook glo dat dit is hoe God werk met die mense wat die skrifte bymekaar gesit het. En ek dink dit is die groot ding vir my is ja, daar's baie bewyse en jy kan al hierdie goeders wat, maar die feit dat die woord, dat God sy lewe in die woord in ons, dat dit die krag het om te verander. Ek meen, dit is die woord in Hebreërs 4:12, die woord is lewend en kragtig. Daai kragtig, energie, effektief. Dit werk, dit kan iets doen. En in my eie lewe was daar al soveel gevalle wat ek God se woord kon gebruik en daar was deurbraak waar ek God kon leer ken, want daar's lewe in die woord. Dit is nie net as ek hom net vat sonder die gees, is dit geskrewe woorde. Maar omdat ek weet dat God sy asem blaas in die woord in, dat ek hom kan ontmoet in dit. Vir my maak dit die bewyse wat ek in my eie lewe al gehad het, help my om nie te betwyfel nie. En dan wonder ek, miskien is dit die uitnodiging. Dalk wonder mens baie keer oor die validity van die woord en of die woord waar is, omdat jy dalk dit nog nie ken nie. Ja. En ek dink dit spreek tot 'n groter issue. Ja. Jy ken hom. Ja. As jy verhouding met Jesus het, as jy die redding geproe het, as jy die genade beleef het, gaan jy glo wat in sy skrif staan. Jy ken sy hart. Dis dit. Jy weet wie hy is. En uiteindelik is die grootste bewys van die woord nie dat dit histories betroubaar is. Dit is, was baie bewyse. Maar die grootste bewys is dat dit vandag nog mense se lewens verander, transformeer, nader bring aan 'n God wat so desperate verhouding met sy mense wil hê, die kroon van sy skepping, die baie goed van sy skepping. En Johannes 5:39 sê, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is juis hulle wat van my getuig. Die Bybel se grootste doel is nie om ons slim te maak of om ons 'n breër kennis te gee dat ons cool kan klink in 'n selgroep of wat ook al nie. Dit is letterlik om ons verhouding met Jesus te versterk, meer robust te kan maak, om ons te kan help glo en vertrou. Die woord is lewend, dit is kragtig, is deur die Gees geïnspireer. Hebreërs 4:12, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, soos nou gesê, dit dring deur tot die skeiding van die siel en gees en van gewrigte en murg, en dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. En ek love wat Matthew Henry sê. Hy sê, the scripture is not a dead letter, but a living word attended by the power of God. Yes. En dit is so interessant, want soos wat ons in die begin gepraat het oor hoeveel waarhede, almal se wat ook al, en ek dink die moeilike deel in die tyd waarin ons vandag leef, dis nie dat mense nie toegang tot die woord het nie. Die ding is, mense het toegang tot te veel stemme. Ja, korrek. En hoeveel tyd spandeer jy aan sosiale media, reels, conspiracy teorieë, al hierdie goed wat jy soveel tyd is by nuus, podcasts, mense spandeer soveel tyd aan opinies, wat hulle waarheid begin vorm. Maar ek dink uiteindelik is daar hierdie uitnodiging om te sê, maar hoeveel tyd spandeer jy in God se woord? En as die Bybel werklik God se woord is, dan behoort dit die hoogste gesag in jou lewe te hê. Inteendeel, ek dink baie Christene huidiglik 2026 vervang die Heilige Gees met ChatGPT. Ja.
Ja, ongelukkig. in steede daarvan om die een wat die skrif geïnspireer het te vra wat hy bedoel met die skrif. In verhouding. Gaan en tik jy Ja, vir die een wat vir jou sê wat jy wil hoor. ja, As jy nie die ding prompt om teen jou te stem nie, gaan hy instem met alles wat jy sê. ja. En dis so waar want dis nog 'n stem. Ja, En is eintlik 'n oorstrelende stemmetjie. ja, hy sê grof wat jy wil hoor. Hy beamoen wat jy vra. Ja, En ek dink dit het eintlik baie minder te doen met die bewys van die Bybel en hoe valid die Bybel is. Ek dink dit het baie meer te doen dat die manier hoe ons met die Bybel omgaan is 'n bewys van die oriëntasie van ons hart ja, teenoor God. yes. En ons As verhouding. jy nie met volle vertroue Ja, die Bybel kan toelaat om tot jou lewe te spreek en lewe en transformasie na jou lewe toe te bring in jou verhouding met God nie, dan bevraagteken ek jou verhouding met God. ja, ongelukkig. Dis die waarheid want dis wat die Gees kom doen. Ja. Die Gees kom getuig van waarheid. Die Gees kom herinner ons aan wat God al gesê het. En die Gees ontvang jy wanneer jy in verhouding is met Jesus. So ek stem saam met jou. En ek dink daar kan ons afsluit met hierdie vraag. Die vraag is dalk nie kan ons bewys dat die Bybel vertrou kan word of is die Bybel waar nie. Dalk is 'n beter vraag. Vertrou ons as die kinders van God, mense wat 'n verhouding met God Almagtig het, vertrou ons dat hy in sy almag sal toelaat dat sy woord ongeloofwaardig is. As hy alles so kan orkestreer, Ja. dink ons hy is so klein en so kragteloos en magteloos dat hy sal toelaat dat mense die hoofinstruksie tool sal laat korrup in hulle verhouding met hom. Glo ons hy is so klein Yes. of glo ons hy is almagtig? Hy is alwetend, hy is alomteenwoordig en van die begin van die tuin tot die einde van die herstel van die tuin sal hy betrokke, ingeweef en doelgerig wees om sy mense met hom te verenig en dat die Bybel en die Bybel se validity deel vorm van God se hele plan om die mensdom te verenig met hom. hom. Dis amazing. En ek dink my uitnodiging vir jou wat vandag kyk is om dalk 'n vraag in jou hart te vra. Vertrou ek God se woord? En as ek nie doen nie, dalk die vraag dieper te vat en te sê, maar waar sukkel ek dalk om God te vertrou? En ek wil jou uitnooi om dit na God in gebed toe te vat, om dalk daaroor te journal, om in sy woord in te delf en te gaan kyk en die Heilige Gees te vra, Heilige Gees, die een wat lewe blaas in hierdie skrif in, kom wys vir my, sodat ek dalk daar waar ek sukkel om te vertrou, weer my vertroue in U kan hervestig. Ek dink dit is so belangrik want jy kan nie deur die lewe gaan sonder die woord van God nie. Ek het eendag gehoor, ek sê dit nie as 'n lewensbeginsel nie, maar dit het vir my baie beteken in terme van iemand se uitkyk oor die belangrikheid van die woord. Het gesê, ek sal nog gaan sonder om te bid deur die dag. Want ek kan deur die dag gaan sonder om met God te praat, maar ek sal nooit deur die dag kan gaan sonder om tyd in die woord te spandeer nie. Ek kan nie deur 'n dag gaan sonder dat God met my gepraat het nie. Dis massive. Dis massive. En ek sê nie moenie bid nie, lees net Bybel, maar dit is 'n baie mooi plasing van die autoriteit en die krag en die lewe wat die woord bring. En daarom moedig ek almal aan, lees jou Bybel. Bid elke dag en jy sal groei. Dankie dat ons kon chat. En
dankie dat jy gekyk het. Ek wil net graag vir ons bid en net hierdie episode afsluit. So Here, baie dankie. Dankie vir u woord. Here, daar is so baie waarin ons nog kan induik. Here, daar is so baie wat ons nog kan sê. Maar Here, wat ons weet, is dat u regeer. U heers. Here, u woord bly kragtig. U woord bly relevant. Here, help ons, Here, om nou nie net uit skuldgevoel uit meer Bybel te lees. Maar mag ons, soos wat Jakobus sê, mag ons nie net hoorders van u woord wees nie. Mag ons nie net dit net vir ons print op papier wees nie. Mag ons daders wees. Mag ons dit inweef in ons lewe in. Here, sodat ons nader en nader kan beweeg in die koninkryksbeginsels en dit wat u ons leer uit u woord uit, Here. Ek bid dat u mense 'n hongerte vir u woord sal ontdek, Here. 'n liefde vir u woord sal ontdek, Here. Maar nie lopsided nie, wat 'n liefde vir u, Here, vergroot en versterk en herbou in ons lewens in Jesus naam. Amen. Nee. Ons sien julle die volgende episode. En onthou om te like, stuur dit vir iemand, subscribe sodat jy genotify kan word wanneer ons volgende een uitkom. Ons sien jou weer.